Ek wil vanmôre met jou gesels oor verleiding. Jy kan my sê, wat is verleiding? Iemand verleid. As jy iemand ook. Ja, as jy iemand verleid. Jy sê jy is lief vir hom en Hoor nou, wat sê jy weer? jy sê jy is lief vir hom, dit is hoe jy hom lok en verlei. Dan stap jy op met die Hoor wat sê Corrie, sy sê dit is as jy iemand in jou nons is insleep. Kom, is dit ook nie die waarheid daai nie, sê? Dis presies die waarheid. Ek wil vanmôre met jou gesels oor fisiese en geestelike verleiding. Nou, hoor wat ek vir julle sê, ons almal word verlei een of ander tyd. Wat dan doen ek? Wat daar sit sê, het jy my verlei, liefie? Of het ek jou verlei? Sy sê ons het mekaar verlei. Ja, is nou maar, dit is maar moeilik om te partykeer hoor. Die doelbewuste verleiding of oorreding van iemand om God te hoorde, om goddelike beginsels te laat vaar. En die skrif praat van beide fisiese en geestelike verleiding. Nou kom ons kyk. As ons nou kom ons kyk na die fisiese verleiding, dan die eerste ene wat ek sê is 2 Timoteus 2:22. Hy sê waarskuwing en hy sê daar hy sê waarskuwing om versoekings om te vermy. Kom ons kyk. Hy sê maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, vrede, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. So julle kan verstaan wat dit is daai. Hierdie is nie 'n geestelike verleiding nie, dit is 'n fisiese verleiding waaroor dit gaan. Nou kom ons kyk, Openbaring 2 vers 14 tot 16, kom ons kyk na voorbeelde van verleiding, wat sê hy daar so? Hy sê maar ek het 'n enkele ding, of ek het enkele dinge teen jou. Hoor nou wat hy sê, hy sê dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biljam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werk, naamlik om afgodsoffers te eet en te boereer. Verstaan julle daai stukkie daarso? Volgende versie. Hy sê, so het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Ok? Volgende versie. Hier kom het. Hy sê, bekeer jou. Met ander woorde, die verleiding, ons julle met fisiese verleiding. Die verleiding wat plaasvind in my en jou lewe. Ons het onsself bekeer van die verleiding af. Nou, wedergeboorte is 'n eenmalige proses. As jy tot wedergeboorte kom, as jy tot wedergeboorte gekom. Maar ons gaan 'n bietjie van die pad af. Baie van ons gaan, en partykeer gaan ons baie ver van die pad af. Maar nou sê hy vir jou, hy sê, bekeer jou. Wat beteken bekeer? Bekeer en wedergebore is nie dieselfde. Bekeer beteken is ek is besig om weg te draai van die Here af en ek loop hierso en ek kom tot op 'n stilstand en ek besef maar luister, ek is nie op die pad of in die rigting wat dit moet wees nie. Ek is nou weer ver van God af. Dan draai ek my rug op die sonde en ek stap weer en ek vra vir die Here vergifnis. En dan word dit is bekering. Dan bekeer ek my van my sondes. Ek sterf dit af. Ek gooi dit weg. En ek stap en ek vat weer die hand van Jesus en ek stap weer saam met hom. Dit is wat dit beteken. Hy sê, bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. En as ons Openbaring verder gaan lees daar, gaan hier sien ons Jesus gaan net 'n woord spreek. En die vyand om hom gaan net sterf. Net met 'n woord. Net met 'n woord. En dit is wat amazing is. Ons dien
nie net 'n God nie, ons dien 'n almagtige God. Amen, 'n almagtige God. Ons het ook, kan ook partykeer in Hebreërs 13 vers 4, kan ons ook die wet as afskrikmiddel gebruik, kom ons kyk daar. Hy sê, laat die huwelik, want nou is nou fisies, dit is nou die fisiese verleiding. Hy sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereders en egbreekers oordeel. Hoe kan dit beter gestel word? Daar's dit, dis dit. Daar's dit is wat dit is. Hoereerdery, fisiese hoereerdery, dis wat hy van praat. En dan die ander ene is, as ek en jy moet kom en ons moet die versoekings wat oor ons pad kom, weerstaan. Kyk, 1 Korintiërs 7 vers 2 tot 3. Hy sê, maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. Dit is nou plat gesê, in straightforward gesê. Hy sê die man moet aan die vrou die verskuldige welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man. Kom hier, hoe is dat? Dankie Saak. Nou kom ons by die volgende. Nou kom ons by geestelike verleiding. Die geestelike verleiding is die ergste verleiding wat jy kry. Die gevaarlikste wat jy kry. Want as jy geestelik verlei word, dan is jy op die afdraande pad. Dit is wat dit beteken. Kom ons kyk. Ons word in Genesis 3 vers 1 word ons deur die Satan versoek of verlei. Hy sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê van die vrou, is dit ook so dat God gesê, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Hoor wat hy sê. Onthou julle wat hy daar gebeur? Toe kom die slang, Satan, en hy sê, nee man, jy verstaan heeltemal verkeerd. Jy sal nie rarig sterwe nie. Daar is hulle in die paradys. Daar is hulle in die paradys. Jy sal nie rarig sterwe nie, want God wil hê, jy moet soos hy wees, om goed en kwaad van mekaar te kan onderskei. Kom, is dit nie waar nie? Kan ek en jy op hierdie stadium altyd goed van kwaad onderskei? Wat dink julle nie? Ja, maar die wil is nie altyd daar om te sê, nee, ek wil nie daar so dat, ek wil nie daai ding hê. Sakie, jy sal my ook om help doen. Ek gaan nie verstrengel raak in die maat van woorde. Ons moet ook verstaan, 1 Johannes 4 vers 1, hy sê ons word deur leengeeste en valse profete word ons ook verlei. Hy sê daar geliefdes, hoor mooi, luister mooi. Glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God uit is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Valse profete, valse geeste, is nie altyd uit God uit nie. Want die valse geeste, sê daar so elke gees, hy sê maar, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef of hulle uit God uit is. Hoe kan ons bepaal of hulle, die gees wat ons mee besig is om mee te praat, of hy van God af is? Kom, praat hoe. Hoe kan sê, Jesus is die seun van God, aan
Allee, nog bietjie. Is dat so? Karel? Die Heilige Gees sal jou oortuig. Die Heilige Gees sal jou oortuig. Sakkie, wat sê jy? Ken jy jou Bybel? Oké, nou sê ek vir my daar, so ek het nou vir jou 'n saadjie gegee. As daar 'n valse gees is, wat gaan dit wees? Dit sal onbybels wees. Dit sal onbybels wees. Dis actually baie maklik, man. Maar die probleem is jy moet jou Bybel ken. Want as jy nie jou Bybel ken nie, dan gaan jy nie weet of dit 'n valse gees of 'n ware gees is nie. Of 'n egte gees wat van God gestuur is. So, lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Maar dis nie waar jy stop. Verwaarloos jou Bybel en vergeet om te bid en jy sal krimp. Dit is 'n fact. Dit is 'n paal wat staan bo water. Jy gaan niks daaromtrent kan doen nie. As jy nie jou Bybel lees nie en met God, luister, in die Bybel lees alleen, dan help nie ons lees soos 'n storieboek nie. En ons moet 'n spesiale in 'n liefdesverhouding met God hê. Dan sal ons weet, luister, hierdie ene is reg, daai ene is verkeerd, laat jy wikkel. Laat jy gaan. En ek sê vir julle, elke ene van ons het seker al voor 1000 verleiers en goed gesoog. Kom. Wat julle is nou stil, nee. Julle moet nou sê, ja, dis die waarheid. Ja, dis die waarheid. Want ons sukkel, dan sê ons, Here, ek vra hierdie ding en dan sê ek vir toe net, maar luister nie so, ek het met die Here gepraat en hy het gesê dit is reg, en dan die wensie daar kom ons agter, dit is nou nie meer so nie. Ek sê vir my, wat nou? Sê ek, nee, ek dink so lekker goed werk. Kom, julle kan nou vir my spel, dit is ons allemaal net so gemaakt. Ons allemaal net al so gemaakt. Wat sê jy? Wat sê jy wel? Hansie lyk beter vermoor as laas Sondag hoor. Ek so bos kyfie gehad soos kyfie. Hulle lyk nou baie smart, daai twee jong manne vermoor. Ons het ook, kom ons kyk, die valse leraars op, 2 Petrus 2 vers 14 en 15. Hy sê, met oorvol, wat hoor daar? Oorvol oorskap. Nou, ons is nou by die geestelike verleiding, nie meer met fisiese verleiding, ons nou by geestelike verleiding. Met oorvol oorskap. Wat nie ophou om te sondig nie. As ons sondig, dan is ons verleiers. Hoor daarso, en die sonde, ons hoekom doen ons sonde? Kom nou. Dankie. Hoekom doen ons sonde? Want is lekker. Wat glo vir my, hoor mooi vir my nee. Jy sal nie doen wat nie lekker is nie. Want ons hou nie daarvan om goed te doen wat nie lekker is nie. Kom. Maar as dit lekker is, dan loop jy so glibberig hier so hoek jou af. So lekker. Sonder om te breek, glip jy net so af, dan is jy vas. Ek ook oorspel dat jy op te sondig nie, maar hulle verlok onvaste siele. Onvaste siele is as jy nie op die plek is waar jy veronderstel is om te wees in jou verhouding met die Vader, met die Seun en met die Heilige Gees. Dit is wat dit is. Hy sê, hulle het 'n hart geoefen en hetsig. Hetsig beteken jy alles sê. Hulle is kinders van die vervloeking. Volgende ene. Hulle het die regte pad verlaat en hulle het verdwaal. Hy wat hy nou bewys het van tot bekering kom weer. So,
En toe raak op die sonderdag, hy sê, die weggevolg het van William, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het. Nou moet ons ook besef, 1 Tessalonisense 5 vers 21 en 22, ek en jy moet 'n behoefte hê aan waaksaamheid. Ek en jy moet waaksaam wees. Wanneer moet ons waaksaam wees? Altyd. Dag en nag. Altyd. Elke oomblik van die dag. Want die sonde lê voor die deur en wag vir wie hy kan verslind. Die sonde kom lê voor die deur. Hy sê, beproef alle dinge. Hy sê, en behou die goeie. Behou die goeie. En vers 22 sê, onthou julle van elke vorm van kwaad. Okay, wat is kwaad? Alle sonde. Hoor nou mooi wat ek vir jou sê. Partykeer is dit is 'n bietjie snaaks. Kom ek verduidelik so, dit is 'n bietjie snaaks. Partykeer is sonde wat jy doen nie sonde vir jou nie. Hoor julle wat ek sê. Maar die probleem kom as die Heilige Gees jou oortuig dat dit wat jy besig is om te doen sonde is, dan is dit sonde. Dan is dit sonde. Ek praat nie van soos met die 10 gebooie, mag jy steel en egbreek en al daai goeders nie. En jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou mag en al jou krag, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy sy is nog steeds onder die klank van die woord. Sy is nog steeds onder die klank van die woord. Onthou julle van elke vorm van kwaad. Wat is kwaad? As 'n ding vir jou sleg is. Met ander woorde, as jy weet, hoor nou mooi wat ek sê, jy weet as jy nie die regte ding doen nie. Jy weet as jy die verkeerde ding doen, maar jy weet ook as jy die regte ding doen. Jy weet dit. Kom ons kyk, hoe gebeur dit dat ek en jy val vir verleiding? Nou sê ek vir jou, die proses van verleiding werk as volg. Eerste ene, Genesis 3:2-3. Dis 'n geplante gedagte, of 'n gesaaide gedagte wat binne jou is. Hy sê, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jy mag nie daarvan eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Anders sal julle sterwe. Die Satan het 'n gedagte in Eva se gedagtes geplaas en het gesê, maar luister, God se huis, jy sal nie werklik sterf nie. En ek het julle verduidelik, God het gesê, jy sal nie werklik sterf nie, want God wil net hê jy moet wees, jy moet nie wees soos wat hy is, wat goed op pad vir mekaar kan. Kom ons kyk, as iemand 'n voordeel beloof, Genesis 3 vers 4-5, hierso kom hy, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan weet, julle oë sal oopgaan, en praat oor die geestelike oë, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees om goed en kwaad te ken. En daar gaan sy val. En sy skep vir Adam op in. Dit is nou maar so, en al twee het gesondig. En dan vir aantreklikheid, iets wat jy baie van lyk. Dit is so. Nou ons praat van geestelike dinge om hierdie stadium. Aantreklikheid 1 Johannes 2 vers 16. Hy sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wat?
Uit die wêreld uit. Dis uit die wêreld uit. Nou hoe kan ons nou volhard om teen die verleier te wees? Kom ons kyk, Matteus 4 vers 8 tot 9. Hy sê, weer neem die duiwel om na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. Hy sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. En ons weet wat dit daar sal gebeur. Wat het daar gebeur? Kom nou. Wat is dit daar sal geskrywe? Sakkie, die Here jou God aanbid. Jy moet die Here jou God alleen aanbid. Niks en niemand anders nie. Want die ander dinge is soos jy vroeër gelees het, alles is van die wêreld. En die God is teen dit wat in die wêreld is. Kom ons kyk. Opbrengs. Jakobus 1 vers 15. Hoor nou hierso. Dit is nou as die goed nou begin hier binne ons begin gebeur met sonde. Hy sê daarna, as die begeerlikheid ontvang het, antwoord as dit hier binne vasgevang is in jou gees in, baar dit sonde. Okay? En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Bring dit die dood voort. Lees weer. Die doelbewuste verleiding of oorreding van iemand om goddelike beginsels te laat vaar. Die skrif praat van baie fisiese en geestelike verleiding. Ons het die antwoorde. Ons is wedergebore kinders van die Here. Kom, amen. Okay? So ons weet wat is die regte ding om te doen. Ja, ek weet ons doen baie keer die verkeerde dinge, maar ons is nog op hierdie stadium in 'n tyd van genade wat ons gaan vergifnis vra vir dit wat ons verkeerd doen. Vir dit wat ons sê, en dis die moeilikste, om die woorde wat jy geuiter het en iemand seermaak, iemand te skelp of so, om daai woorde terug te trek, want daai woorde gaan nooit ongedaan raak. Want dit is klaar in. Dit is klaar daar. Dit is klaar gespreek. Dit kan nie net weer weggaan nie. Ons kan die mens vergifnis vra en ons kan vir God vergifnis vra vir dit wat ons gesê het. So wat ek ook daarby sê is, tel jou woorde. Tel jou woorde. Amen. Amen.